Goeiemôre, 25 Maart, bietjie tyd vir antwoorde op vrae vir refugee status en lewe in Amerika. Eerste vraag: Is there any restriction on buying stuff, order stuff from Temu if you're in America? Nope, there's no restrictions. Anything you can find online here, you can order. So there's no restrictions. Be careful for scams and stuff, but most of those sites is pretty good and well ordered. We order stuff from Temu sometimes, my daughter, and Shein and some other places, but no, you're fine. You can order anything you want. Hoeveel tasse kan ons bring? Ons kry conflicting information. Party sê 2, ons het by die orientation gehoor, jy kan net 1 bring. So, hier's die ding van tasse. As jy 'n ekstra tas bring, gaan jy self betaal daarvoor. As hulle in die orientation vir jou sê 1 tas per persoon, beteken dit, hulle sê 1 tas per persoon, want die mense wat jou gaan oplaai waar jou destination is in Amerika aankom, dis al wat hulle kan hanteer. Hulle het nie 'n groot genoeg voertuig om 'n trailer op te hê wat 'n ou wat hier aankom met 3 tasse per persoon en al die, hulle kan jou nie akkommodeer nie. So baie versigtig. Onthou, jy word opgetel hier deur 'n caseworker en hulle kom met 'n gewone karrie aan. As jy 'n gesin van 3 of 4 is, beteken elke ou het 'n groot tas. Hy het nie noodwendig plek vir 'n ekstra groot tas vir elke ou. So as elke ou 'n ekstra tas bring en jy betaal self daarvoor, nou skielik het jy 8 tasse. Hy het nie noodwendig plek om dit te dra nie. En jy wil dit nie by die lughawe los nie. En hy gaan ook nie 2 trips ry om eers julle te vat en dan julle tasse te kom haal nie. So dis belangrik om dit in ag te neem. Jy word nie hier met 'n groot bus opgetel waar daar baie spasie is om baie tasse in te pak nie. Wat is 'n blou staat en wat is 'n rooi staat? Baie goeie vraag. Blou staat in Amerika is Democrat. Dis waar die oorgrootste mense Democrat is, wat Democrat liberal is. Rooi staat is waar almal Republican is, konservatief, mense soos ons. Goeie idee om in te gaan. Tik in Google. Show me the red states and the blue states. En jy sien 'n map kyk van hele Amerika, wat jy gaan sommer baie vinnig wys. Dan kan jy sien die staat waar jy gaan plaas, is hy rooi of blou. Nou, as hy blou is en jy gaan na 'n blou staat toe, New York byvoorbeeld. Dit beteken nie jy gaan nou tussen net liberals wees nie. Onthou, baie dele van hy staat, veral die platteland, is baie rooi, glo my. Hy's maar net blou omdat die groot city centers se populasie so groot is dat hulle votes outnumber die votes van die mense in die platteland. So New York is altyd 'n blou staat, want daar bly 9 miljoen mense in New York City. En meeste van hulle is Democrats. Maar die platteland van New York, dis waar jy die konservatiewe mense gaan kry wat wegbly uit New York City. Jy weet nie, platteland, klein dorpies, hulle is 10 to 1 rooi plekke. So, jy moet maar net kyk, jy kan die counties ook insit as jy wil. Red counties en blue counties. Dan sê jy ander prentjies nie, maar dan deel hy elke staat in sy counties op. Dan gaan jy vinnig sien, hoe groot is die rooi kol in Amerika en hoe klein is die blou kol in Amerika. Maar dis wat dit is. Kan jy kies waar jy gaan? Nee, jy kan nie. Jy kan hulle vra. Hoopelik kan hulle jou sien of daar plek is vir jou, maar jy kan nie kies nie. Partykeer hulle jou keuse gegee van 3 plekke, dis nie noodwendig. Daar's geen waarborg dat jy kan kies, dat jy gaan kom waar jy graag wil wees nie. So ongelukkig nie. En hoe lank vat dit, lank voor die tyd weet jy waar jy gaan? Jy weet eers as jy jou kaartjie kry. So dit kan wees 'n dag of 2 voor die tyd, dan weet jy eers, okay, nou weet jy waar jy gaan jy. Kan jy 'n eie besigheid begin terwyl jy as 'n refugee onder die refugee program is? Jy kan enige ding begin. Jy kan 'n besigheid begin, jy kan werk soek. Onthou net, dan gaan jy nie support, dan gaan jy nie help met geld nog goed om 'n besigheid te begin. Jy gaan dit op jou eie moet doen. Jy kry party support wat jy kry by party stede en party state wat help met besighede in die gang te kry. Maar niks verhoed jou nie. Jy gaan net onmiddellik selfvoorsienend moet wees. Jy kan nie vir hulle sê, okay, ek gaan 'n besigheid begin en dit behoort oor so 'n jaar sal ek begin 'n inkomste kan trek soos hy dan groei nie. Dan gaan jy ander werk moet doen door hy toe. So jy moet sorg dat jy kan binne 3 maande van die program af kan kom. Kan jy relocate terwyl jy op die program is? Beslis. As jy hier aankom en hulle sit jou in Nashville, Tennessee, en jy's nog op die program, dis die 2de week wat jy nou hier is, hulle help jou met jou social security en skielik, en jy kry 'n werk in New York City, goeie werk alles. Jy hoef nie hier te bly in Nashville, Tennessee, vir 'n sekere tyd nie. Jy kan, as jy 'n werk kry in New York City, en daai ouens, op jou eie moet jy gaan, of hulle relocate jou, baie keer gaan op jou eie moet wees, jy kan jou kar, jy kry vir jou kar, jy kan jou kar klim en ry of op 'n airplane klim, dan trek jy New York toe.
Jy kan relocate as jy werk kry op 'n ander plek. Jy kan nie noodwendig relocate, ek like die plek, kom ek relocate na 'n ander plek dat hulle vir my, dan my kyk aan my help en so, dit gaan nie werk nie. So, jy kan nie sê, ek like jy van Nashville, kan ek asseblief relocate na Oklahoma City toe, en dan met Oklahoma City se caseworkers jou help deur die proses, daai gaan nie werk nie. Jy kan net relocate as jy op jou eie gaan. Want as jy relocate, dan is jy af van die program af. Hulle sê jou geld vir jou gee, wat jy nog, die federal geld wat jy moet kry, en vir jou sê dankie, dan gaan jy kry niks verder nie. So onthou net daai part. Help hulle jou om werk te kry? Nee, en ja. Hulle kan jou dalk help met transportation na interviews toe en sê vir jou, kyk na hierdie plek en die plek, maar hulle soek nie werk vir jou nie, jy moet dit self soek. Baie keer wil hulle jou help om werk te kry, by hulle maatjies en so aan. So, wees maar, kies jy jou eie werk. Maar jy kan nie net gaan elke keer nee sê vir werk, net omdat jy na die werk like nie. As jy 'n werk kry wat jy kan kry om van die program af te kom, moet jy dit vat en so. En jy hoef nie, hier in Amerika is nie dieselfde as Afrika nie. As jy hier by 'n werk is vir 5 dae of 'n week, en jy besluit, dis nie vir my nie, ek kry 'n ander werk, en ek gaan doen 'n interview en ek kry 'n ander werk, en jy wy, jy ons hier, worry nie daaroor nie. In Suid-Afrika, dan kyk jy ons jou mos bietjie aan, jy weet, wat is jou loyalty, jy hoef nie hier loyal te wees vir 'n company nie. Hulle verstaan dit. Ek het mense gehad wat by ons company gewerk het, hulle het maandag hier aangekom, eerste dag maandag. Dinsdag kom hulle in toe sê hulle resign. 3 ouens. Hulle is nou by ander werke. So, good for you, daar gaan jy. So onthou daai ding, daai loyalty wat jy vir jou werkgewer is nie in Amerika, worry nie daaroor nie. Publieke transport, that's public transport assist children in wheelchair. Yes, they have to, it's the law. All public transport, that includes school buses, have to. Everyone, not just children, everyone in wheelchairs or mobility devices. That's the law in America. Any form of public transport, transit, school transport, will children be allowed with physical disabilities to ride to school bus? Yes. They actually have a smaller school bus with access lifts that can pick him up right in front of his house, drop him off at school, pick him up at the school, drop him off right in front of the house. That's the law. The same with other public transit. Your public transit, if you're in a wheelchair, you can roll down the street to a bus stop and get on a bus, or they can come pick you up right at your front door and take you to wherever you need to work or shop or whatever, and drop you off there and pick you up and put you back again. So yes, public transit, school transit is for disability. It's the law. That's Title 7 law. And Title 6, I promise. Sorry. Hoe lank vat die proses vir die green card? Onthou, na 12 maande moet jy aansoek doen vir jou green card. Hoe lank vat daai proses? Daai proses kan 'n paar weke vat tot 'n paar maande vat, tot ewen meer as 'n jaar. Dit hang af of jou dokumentasie reg is. So, jy moet die dokumentasie gereed hê. As jou dokumentasie alles gereed is, gaan daai proses redelik vinnig gaan. 'n Paar weke, miskien maand of 2. Jy doen jou aansoek, jy sien jou papiere, hulle prosesseer dit en jy gaan jou green card kry. Nou, wat kan dit ophou? Jy gaan unabridged birth sertifikate nodig hê vir almal, unabridged marriage sertifikate, geskiedenis van jou familie tot weet jy waar, in amper tot by Jan van Riebeeck. Dan nou so ver terug nie. Allerhande ander goed, proof of residence, proof dat jy kan werk in Amerika, proof of residence, waar bly jy, jou adresse, al dis. So, dat is 'n hele proses wat jy gaan aangaan. Dis baie dieselfde proses wat jy nou doen vir die refugee program. Ek het 3 maande terug medicals gedoen. Intussen daarna het ek swanger geraak. Wat nou? Want niemand antwoord my e-mailadresse nie. No problem. Sodra jy by jou eerste interview, physical interview kom, of telefoniese interview, enige interview wat jy met hulle het, maak dit net aan hulle bekend. Sê vir jy deur die mediese gaan 3 maande terug, en intussen het jy swanger geraak, dat hulle net weet, hulle moet update, dit is waar jou status op die oomblik is. Dit is die belangrikste punt. So, dis vrae vir vandag, gooi nog vrae onderaan die, dan maak ek nog antwoorde vir ons. Geniet die dag verder.